Goeiemôre en welkom by ons oggendoordenkings. Ek lees vanoggend vir ons uit Matteus hoofstuk 3. In daardie tyd het Johannes die Doper in die openbaar begin optree en in die woestyn van Judea verkondig: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele is op hande. Hy was immers die een van wie die profeet Jesaja gepraat het toe hy gesê het: 'n stem van iemand wat roep in die woestyn: Maak die pad vir die Here gereed, maak sy paaie reguit. Hierdie Johannes het 'n kleed van kameelhaar gedra, met 'n leergordel om sy heupe, en sy kos was sprinkane en wilde heuning. In die tyd het daar inwoners van Jerusalem, die hele Judea en die hele Jordaan omgewing na hom afgegaan en hulle sondes terwyl hulle hulle is deur hom in die Jordaanrivier gedoop, terwyl hulle sondes bely het. Maar toe hy sien dat baie van die Fariseërs en die Sadduseërs kom na waar hy gedoop het, het hy vir hulle gesê: Addergeslag, wie het julle wys gemaak dat julle aan die dreigende oordeel kan ontkom? Dra liewer vrugte wat by die bekering pas, en moenie eers oorweeg om by julleself te sê, ons het Abraham as voorvader nie. Want ek sê vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. Die byl lê reeds teen die wortel van die boom. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Geliefdes, elke keer wanneer ons na die woord van die Here luister, praat die Here so besonder met ons. Wanneer ons na die oorspronklike taal kyk, die bronteks, dan is daar soveel woorde wat so diep betekenis het, wat moeilik is om in Afrikaans net so oor te vertaal. En vandag praat hier 'n sekere woord metanoia. Metanoia, die Griekse woord wat ons met bekering vertaal. Dit beteken letterlik om jou gedagtes te verander. Wanneer dit in die Bybel gebruik word, beteken dit 'n verandering in 'n mens se gedagtes en lewenswyse as gevolg van bekering, as gevolg van belydenis. Johannes die Doper het vir die Fariseërs en die Sadduseërs gesê dat dit metanoia is wat hulle nodig het. Hy het gesê dat hulle geregtigheid waaraan hulle vasgehou het, bloot uiterlike ooreenstemming met die wet was, maar dat hulle nie 'n innerlike, opregte bekering gehad het nie. Jesus sou later hier dieselfde kritiek herhaal en sê: Wee julle skrifgeleerdes en huigelaars, want Jesus het vir hulle gesê, julle is soos wit gekalkte grafte, wat uiterlik mooi lyk, maar binne vol dooie mense se bene en onreinheid is. Metanoia is 'n
verandering van verstand en van hart, wat lei tot 'n lewe van geregtigheid en gehoorsaamheid. Dit is iets wat die Heilige Gees in 'n gelowige kom doen. Metanoia is nie bloot jammer vir my sonde nie. En dit lei ook nie tot 'n koue, tandeknersende gehoorsaamheid nie. Nee, die Heilige Gees verander ons harte van klip na harte van vlees, sodat ons ons sonde erken, sodat ons saamstem dat ons sonde ernstig is en 'n belediging vir God is. En dat sodat ons werklik jammer kan sê en jammer is vir ons sonde en so poog om weg te draai van die sonde en na God en sy weë toe. As jy byvoorbeeld jou naaste se huis begeer, heilig die Heilige Gees jou nie deur die huis te verwyder. Hy verander hoe jy dink en waarvan jy hou. Hy sal jou tevredenheid en dankbaarheid gee vir wat God jou gegee het, sodat jou begeerte na jou naaste se huis verminder en verdwyn. Die Heilige Gees werk metanoia van binne in ons na buite. Bekering van binne in ons, die ou mens afgooi, die nuwe mens aantrek en dan na buite werk. Kom ons bid vir oggend dat die Gees van God ons gedagtes sal lei tot ware bekering, tot metanoia, waar dit werklik sal gaan oor dit wat ons heel in die begin gesê het, waar dit werklik letterlik sal gaan om ons gedagtes te verander. Kom ons sluit ons oë. Onse liefdevolle God en Hemelvader, Here, dankie vir hierdie waarheid vandag dat bekering nie maar net 'n klein dingetjie is nie, maar dat metanoia beteken om jou gedagtes te verander. Here, vandag kom bid ons dat Here, Heilige Gees, U metanoia in ons sal werk van binne na buite. Dat U ons sal kom verander, sodat ons sonde werklik sal erken, sodat ons sal saamstem, dat ek sal saamstem, dat my sonde ernstig is. Wek ware berou. Wek aan ons die doel en die wil en die krag om te poog om weg te draai van alles, af te gooi en ons tot U te bekeer. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons sing vanoggend saam Psalm 108 vers 1, 2 en 3 en ons sing daarvan die tweede beruiming. Geliefdes, vir môreoggend lees ons saam Galasiërs 5 en ons lees vers 16 tot 26. Die Heilige Gees werk in jou. Gaan lees dit en
besef hoe die Here in jou werk. Ons sien mekaar môreoggend om 6:00 weer. Totsiens.